In ons gesels oor die reeks teenspoed, wil ons vandag praat oor God skep 'n nuwe begin. Een belangrike waarheid wat ons as gelowiges nooit uit die oog uit moet verloor nie, en mekaar gereeld moet aan herinner, is die feit dat God altyd 'n nuwe begin skep. Die hele Bybel is vol van die geskiedenis van nuwe beginne, in mense se persoonlike lewens, maar ook in die volk Israel se. En dan ook nog weet ons uit die Nuwe Testament dat diegene wat in Jesus Christus glo, nie net 'n nuwe begin telkens kan beleef nie, maar eendag wanneer ons sterf, ook 'n nuwe begin vir ewig in die hemel sal hê. Waar ons soms net stukkende goed raak sien, is God reeds besig om nuwe begin goed te doen. Ons dilemma is dat die teenspoed wat ons beleef, ons as dit ware 'n tunnelvisie gee. Dit voel asof ons nie 'n uitweg het nie. Dit voel asof ons vasgevang is in ons vrees en dan verloor ons vermoë om kreatiewe oplossings te kry. Maar God het ons gelukkig so geskep dat ons uit hierdie tunnelvisie uit kan kom en die nuwe kan begin raak sien, kreatief kan begin optree, innoverend kan begin dink. God het ons die vermoë gegee om ons denke te verander. En dit leer ons uit die sielkunde uit wat deesdae die konsep gebruik van neuroplastisiteit. En dis om aan te dui in die veld van die sielkunde dat ons brein voortdurende nuwe denkpatrone vorm en kan bly vorm. Ons is nooit te oud om nuut te leer nie. Daarom kan ons mindset of ons denkhouding verander volgens Deutsch in sy boek wat hy skryf, The Brain That Changes Itself, en voortdurend iets nuuts ook aanleer. God kan en wil ons help om 'n nuwe begin te doen. Dit sien ons ook in die laaste boek van die Bybel, wanneer God sê in Openbaring 21 vers 5, toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Wanneer ons vir God vertrou om die nuwe te doen, gee dit ons die moed en dit gee ons die hoop, sodat ons anders reageer op teenspoed. Dis hoekom dit ons help om ons Bybel gereeld te lees, want so onthou ons dat God telkens 'n nuwe begin, en dat God dit telkens weer sal doen. Dink vandag 'n bietjie vanuit die vertroue, dat God ook uit die teenspoed wat jy beleef het, dalk nou beleef, dalk gaan beleef, dat God 'n nuwe begin daaruit sal maak. Leef geïnspireerd.